So ons is by tema 5 van graad 6 wat tyd is. Tyd is 'n baie moeilike konsep vir baie kinders omdat tyd verlore gaan in die grondslagfase omdat hulle soveel ander goeders het om te doen, fokus hulle nie noodwendig baie op tyd nie. En dis regtig iets waarmee die kinders baie sukkel. So wanneer ek gewoonlik met tyd begin, dan al maak mens selfs hierdie horlosietjies of so, mens kry lekker hulpbronne wat dit betref, wat jy klein horlosietjies kry, wat elke kind in die klas kan 'n klein horlosie op hulle tafel hê. En dan is dit baie maklik om vir hulle net om te kyk waar die kinders is en te sien wat hulle verstaan en wat hulle nie verstaan nie, is dit baie maklik om vir hulle net soos 'n horlosietjie te gee en vir hulle te sê, okay, vat nou jou wysers en wys vir my byvoorbeeld 6 uur. Dan moet hulle nou vir jou die wysers skuif tot 6 uur en as hulle 6 uur het, sit hulle die horlosie in die lug en jy kyk wie verstaan 6 uur. En so kan jy dit 'n bietjie moeiliker maak wat jy nou byvoorbeeld sê 10 minute oor 3 of soos wat die horlosie hierso sê 10 minute voor 2 of maak dit bietjie moeiliker want hulle moet die kwart oor, kwart voor en die half en die uur moet hulle nou al ken en dan is dit net bietjie makliker om vir hulle byvoorbeeld iets moeilik te gee soos 25 minute voor 5 of so aan. So sulke goed is regtig baie belangrik net om te sien waar die kinders is, net om so 'n bietjie van 'n inleiding te hê. Dan ook om net weer seker te maak waar almal staan, is dit altyd maklik om net soos met die basies te begin. So as mens begin met die basies byvoorbeeld, as mens nou kyk na hierdie voorbeeld hier, dan begin mens byvoorbeeld met minute en dan sê jy byvoorbeeld okay, hoeveel sekondes is daar in 1 minuut en dan doen jy byvoorbeeld al die minute saam met hulle. Dat jy net kan seker maak hulle verstaan dat daar wel 60 sekondes binne in 'n minuut is. So jy sal byvoorbeeld vir hulle sê dat hulle nou daarso byvoorbeeld sal 60 moet inskryf. En dan in 2 minute beteken dit is dan nou dubbel dit, so ek gaan 120 hê. 3 minute gaan en so aan 4 minute, 5 minute en so dat hulle net weer kan onthou hoeveel sekondes is daarso nou in minute. Dit maak dit vir jou 'n bietjie makliker om te sien waar die kinders is en ook vir die kinders om net weer bietjie te dink en te onthou wat hulle al geleer het. So dan van die minute af, dan gaan ons na die ure toe, wat ook natuurlik maklik is, want dit tel jy ook in 60s. So dan sê byvoorbeeld vir hulle, as jy nou 1 uur het, dan weet jy nou dis 60 minute, 3 ure gaan dan nou 180 minute wees, dat hulle ook daai sommetjie in hulle kop kan doen van 6 maal met 3 en ek sit 'n 0 by, sodat hulle daai ook doen, dit help ook net regtig met daai, dat hulle net weer kan onthou waar alles vandaan kom. Dan die gedeelte wat nou partykeer vir hulle nie so maklik is nie, kom nou by die ure in. Die ure is vir hulle moeilik omdat dit in 24 is en ons ken nie regtig die 24 maal tafel nie, so dit is regtig nogal vir hulle partykeer 'n bietjie ingewikkeld. So dan kan mens maklik gaan en sê, een dag is dan nou 24 ure en 2 dae gaan 48 wees en dan kan mense hulle net leer om te maal. So jy kan byvoorbeeld sê as jy 4 dae het, jy is nie seker nie, dan werk jy gou uit 24 maal 4, 4 maal 4 gaan vir ons 16 gee, 4 maal 2 is 8 plus 1 is 9, so dan weet ek daai is 96. So as mens vir hulle maklike goedjies kan leer net om die basies te verstaan, want hierdie is lekker maklike punte want mense is baie lief daarvoor om so iets te vra en 'n vraestel want dit is eenvoudige goedjies wat hulle al in vorige grade moes geleer het. Dan kom ons by die maande, dit vind hulle nogal maklik, as hulle weet dat daar 12 maande in 'n jaar is, omdat hulle 12 maal tafel ken, so dan weer eens baie maklik, ons weet nou dat 1 jaar is 12 maande, ons weet 2 jare gaan dan 24 wees, ons weet 4 maal 12 gaan vir ons 48 gee, 8 maal 12 gaan vir ons 96 gee en 10 maal 12 gaan vir ons 120 gee. So weer eens, dis lekker maklike punte vir hulle, eenvoudige werk wat hulle al moes geleer het en wat hulle al klaar moet ken. So weer eens kan mens dan net sien waar is elkeen in jou klas, op watse vlak is hulle, hoe ver moet jy teruggaan en so. Dan ietsie wat ook nogal vir hulle partykeer moeilik is die omskakeling tussen 24 uur notasie en 12 uur notasie. Nou wat baie belangrik is die oomblik wanneer jy sien, wat ek altyd vir die kinders sê, is as jy sien daar's 24 uur notasie, dan beteken dit, daar is geen voormiddag of namiddag nie. So dit beteken jou antwoord mag glad nie 'n voormiddag of namiddag in nie. Waar as jy sien 12 uur notasie, weet jy, daar's net 12 ure, dit wys nie vir my of dit in die middag of in die aand is nie. So 'n korte voormiddag
of 'n kort 'n namiddag. So daarso moet jy hom inskryf. So as ons dan nou kyk na die eerste enetjie, dit sê 2 minute oor 6 voormiddag, wat beteken is in die oggend. So 24 uur notasie gaan hom vir my maklik maak en ek kan hom net skryf as 6:02 en geen voormiddag of namiddag nie, want anderste is 'n 12 uur notasie. Dan die volgende een 8:45 voormiddag, beteken natuurlik weer eens dat ek nie regtig hoef omskakeling te doen nie. Kom ons kyk hier na die namiddag, as dit 5 minute oor 12 namiddag is, wat beteken dit is gewoonlik, hulle kan dit of vat dat in die middag is, of dat dit middernag is, maar baie van hulle maak daai fout, en namiddag beteken hierdie tyd is net na pouse, wat beteken dit gaan nog steeds 12:05 wees. Dis wanneer ek sê voormiddag, wat beteken dis in die oggend, wat dan 00:05 sal wees. Dan 1:20 namiddag, beteken dan ek gaan 13:20 skryf. So geen voormiddag of namiddag, wanneer ek omskakel in 24 uur notasie nie. Volgende een gaan ons nou omskakel na 12 uur notasie toe. So ons kyk natuurlik nou hierso sê hulle vir ons 14:30. Nou ek moet weet, dat dit beteken 2:30, en ek moet weet dat die 14 sê vir my, dit is namiddag. So lekker maklik daarso. Volgende een is 17 minute oor 3. Ek kan sien dis in die oggendure, so dit is die tyd wat ek nog nie moet wakker wees nie. So dit beteken dit is voormiddag. Dan as ons nou byvoorbeeld na hierdie enetjie hierso kyk, dit sê 9 minute oor 8, so ek weet dis 8 en dis 9 minute. Daai 20 sê vir my dat dit in die aand is, so dit beteken dis namiddag. So weer eens lekker maklike goedjies om hulle te doen, baie eenvoudig en lekker maklike punte as hulle dit reg verstaan.